Okay, so wat gaan ons vandag doen? Goeiemiddag en baie welkom by 'n verdere aflewering in ons beleggingsopleidingsreeks. Ek gesels vanmiddag met julle oor wat die konsep van 'n risikogeweegde opbrengs is. Nou kom ons gesels gou voor ons oor beleggingssake praat eers oor jou motor se petrolverbruik. As jy 100 km ry en jy gebruik 10 km petrol, dan beteken dit mos nou dat jy 10 km per liter petrol verbruik kry. Nou as jou buurman nou 'n groot 4x4 het en hy ry ook 100 km, maar hy gebruik 20 liter petrol om die 100 km af te lê, dan volg dit mos nou logischerwys dat sy petrolverbruik is 5 km per liter. Nou wat een van julle twee se petrolverbruik is die beste? Obviously joune. 10 km per liter is mos soveel beter as 5 km per liter. En as jy die konsep verstaan, verstaan jy eintlik alreeds wat is risikogeweegde opbrengs. In die beleggingsomgewing moet ons dikwels 'n keuse maak tussen twee fondse. Kom ons sê byvoorbeeld dit is twee aandele Effecta Trust fondse en beide van hulle het 'n 20% opbrengs per jaar gelewer. Nou logika sou sê dat kies die fonds met die laagste risiko. Nou daar's verskillende maniere om risiko te bepaal. Een van die maniere wat baie dikwels gebruik word, is om die standaardafwyking van die fondse te bereken. Nou vergeet totaal wat standaardafwyking is en hoe jy dit bereken, dit is irrelevant vir ons doeleindes op die oomblik. Wat jy wel van standaardafwyking moet weet, is dat hoe hoër die waarde van standaardafwyking is, impliseer dit 'n hoër risiko. Nou kom ons gaan gou terug na ons twee fondse toe, fonds A en B, beide het 'n 20% opbrengs gegee, en kom ons sê dat die standaardafwyking van fonds A is byvoorbeeld 10, en die standaardafwyking van fonds B is byvoorbeeld 5. Ons sê dus in geval van fonds A, dat ons het 'n 20% opbrengs gekry, met 'n standaardafwyking van 10. Nou dink gou terug aan jou motor se petrolverbruik. Ons het gesê, jy het 100 km gery, en dit het jou 10 liter petrol gekos. Net so hier. Jy het 20% opbrengs gekry, en dit het jou 10 standaardafwykings gekos. Met ander woorde, jou opbrengs per standaardafwyking was 2% gewees. Dood eenvoudig, 20 gedeel deur 10 is gelyk aan 2. Kom ons kyk nou na fonds B. Hy het ook 'n 20% opbrengs gehad, maar sy standaardafwyking was slegs 5 gewees. So in sy geval het die belegger 'n 4% opbrengs gekry per standaardafwyking. En soos in die geval van die petrolverbruik, is 'n hoër opbrengs per standaardafwyking beter. En dit is presies wat risikogeweegde opbrengs is. Hierdie manier van risikogeweegde opbrengs uitwerk, is die eenvoudigste van die hele reeks van maatstawwe. Ek dink egter vir ons doeleindes is dit voldoende op hierdie stadium. Ons kan dalk by 'n latere geleentheid in groter diepte ingaan oor wat presies die ander maatstawwe is. Daar's hy. Dit is dan nou wat risikogeweegde opbrengs in kort is. Baie dankie vir jou deelname. Tot 'n volgende keer. Totsiens.